So vir die volgende paar weke wil ek bietjie met julle praat oor hierdie boek waaruit ons elke week lees. Julle, daar is soveel mense wat nie eers weet wat in hierdie boek staan nie. En nog minder mense weet hoe belangrik die woord van God regtig is. Daar is so min mense wat weet hoe die Bybel saamgestel is. En hoe dit is wat ons vandag het. En hierdie is belangrike kennis wat elke kind van die Here, ek glo, moet weet. En hoe meer ek die Bybel lees, en hoe meer ek die feite rondom die Bybel agterkom, word die Bybel vir my een van die grootste wonderwerke. En my ontzag vir die Bybel neem toe. Ongelukkig oor die algemeen is daar soveel mense wat hulle respek en hulle ontzag vir die Bybel verloor het. Daar is soveel mense in vandag se tyd wat twyfel saai. En ons as Christene, en ek gaan nou reguit sê, ons as Christene het lui geword om die waarheid vir onsself te soek. Ons bly maar eerder stil. Nou ek sê nie ons moet heeltyd die Bybel verdedig nie, maar as jy nie eens weet hoe nie, is dit dalk 'n probleem. En dit is hoekom ek dit nodig geag het om regtig vir 'n paar weke stil te staan by die onderwerp van die ontstaan van die Bybel. Is die Bybel waarlik geïnspireer deur die Here? Het dit akkuraat behoue gebly as 'n unieke openbaring van die Here? En nog 'n groter vraag, het ons inderdaad die regte boeke in die Bybel? Of is daar belangrike bronne wat ontbreek? Wat dalk ons siening van God en van Jesus Christus en van Christendom kan verander? Dis 'n belangrike vraag. Kan ons die skrif vertrou? Is die Bybel nog noodsaaklik en toepaslik vandag? Nou baie mense dink dat moderne geleerdheid het die Bybel ongeloofwaardig gemaak. Maar ek wil vandag vir jou sê, geskiedkundige feite en argeologiese ontdekkings bewys dat die inhoud in hierdie Bybel eg is. Die Bybel sit die verlede met verstommende akkuraatheid uiteen. En die Bybel voorspel die toekoms soos geen ander boek nie. Die probleem is net, ons as mense, en ons as Christene word te vinnig mislei, want ons is waningelig oor die woord van God. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons die waarheid verstaan. Nou die Bybel is die invloedrykste boek vandag, en wat nog ooit geskryf is. Dit is in meer tale vertaal as enige ander letterkundige werk. Dit is nog steeds die top verkoper en die mees geleesde boek vandag nog. So die Bybel se autoriteit staan nog steeds. En baie mense weet ook nie dat die Bybel die westerse beskawing tot so 'n groot mate beïnvloed het. Dat selfs Bybelse leerstellings en wette die grondslag voorsien vir maatskaplike waardes, as ook van regstelsels reg deur die westerse wêreld. Dit is die autoriteit wat die Bybel het in ons samelewing. En ons 3 mense wat ek vanoggend bietjie wil aanhaal vir julle, net om vir julle te wys, die autoriteit wat die Bybel gedra het reg deur die geskiedenis. Baie van julle weet wie is hopelik, Sir Isaac Newton. Briljante man, hy het opgemerk, daar is meer tekens van geloofwaardigheid in die Bybel as in enige ongewyde geskiedenis. Voormalige Amerikaanse president George Washington het die volgende gesê, dit is onmoontlik om die wêreld sonder God en die Bybel te regeer. Frankryk se Napoleon Bonaparte, kan julle glo hy het iets oor die Bybel gesê? Hoor wat het hy gesê? Hy het waargeneem. Die Bybel is nie net 'n blote boek nie, maar dis 'n lewende realiteit met 'n mag wat almal oorwin wat dit teenstaan. Dis nou 'n amen vir jou daar vanoggend. Nou ongelukkig is baie van hierdie stellings is nog steeds waar vandag, maar baie dinge het verander sedert hierdie stellings gemaak is. Daar is so 'n sterk afname in respek vir die Bybel.
Ons hoef nie eers ver te kyk, daar's soveel mense wat glo, dis maar net nog 'n goeie boek. Daar's soveel mense wat glo dat die leerstellings in die Bybel is oudtyds en dat dit nie meer toepaslik is op ons moderne lewe nie. En daar's selfs Christene vandag wat twyfel of die Bybel regtig deur die Here geïnspireer is. Daar's Christene in ons kerke vandag wat nie eers die name van die Bybelboeke ken nie. Wat nie eers basiese Bybelse leerstellings kan verduidelik aan iemand nie. En as ons regtig eerlik is met onsself vandag, ons het regtig eintlik baie min kennis van die Bybel. So kom ons begin bietjie op 'n basiese plek vandag. Wie weet wat die woord Bybel beteken? Waar dit vandaan kom? Ons gaan baie basic begin. Wat beteken die woord Bybel? En ek praat nie van ons moderne definisies wat hulle nou sê, Bible is basic instruction before leaving earth nie. Dit is nie waarvoor Bybel staan nie. Die woord Bybel, nou vandag en julle kan sê, nie ooit kan sê julle het nie geweet nie. Die woord Bybel kom van 'n Griekse woord af, Biblia. En dit beteken boeke. En dis die Bybel is 'n mini-biblioteek wat opgemaak is van 66 boeke. So dis wat die woord Bybel beteken. Nou ek weet nie wie van julle het al die woord kanon gehoor nie. Ek hoop julle het dit al gehoor. As ons praat, dit is die kanon. Nou kanon verwys na die versamelde boeke in die Bybel. Dis die boeke wat ons glo geïnspireer is deur die Here om deel van hierdie mini-biblioteek te wees. Nou ek persoonlik, ek is mal oor die woord kanon. Ek dink ek gaan die woord Bybel begin vervang met kanon. Want kanon is 'n transliterasie van 'n Griekse woord wat beteken standaard of maatstaf. So hierdie Bybel is my maatstaf vir die lewe. Hierdie kanon is my standaard volgens wat ek wil lewe. Hoe wonderlik is dit? Nou kom ons gaan nog 'n bietjie verder. Wie weet hoeveel mense het die Bybel geskryf? As daar 66 boeke is. Hoeveel raai jy? Nou daar is meer as 40 afsonderlike mense wat die Here gebruik het om die Bybel te skryf. Nou ek wil hê julle moet hierdie regtig inneem wat ek nou gaan sê. Hierdie is 40 verskillende mense uit verskillende agtergronde. Party van hulle was geleerd, ander was nie geleerd nie. Party van hulle was konings, ander van hulle was skaapwagters. Hulle kom uit verskillende, die Bybel is geskryf in 13 verskillende lande, 3 verskillende kontinente, en oor 'n tydperk van 1500 jaar. Nou neem al hierdie informasie gou-gou net in. En dink aan die verskeidenheid van mense en hulle agtergronde en die lang tyd wat dit gevat het. En tog kombineer almal se skrywe as 'n letterkundige meesterstuk met een sentrale tema. Julle, as dit nie vir jou 'n wonderwerk is nie, ek is jammer, as mense in enige kerk vandag sou inloop en vra dat die mense in die kerk oor een ding sal saamstem. 40 mense oor 1500 jaar en hulle almal getuig van een ding, hulle almal wys na Jesus toe. Dit is 'n wonderwerk. Maar die vraag bly nou nog steeds vanoggend. Het die Bybel akkuraat behoue gebly? Want kom ons wees eerlik, dit is 'n concern. Is die Bybel wat toe bestaan dit nog akkuraat vandag? Nou ek gaan begin deur om te sê, daar is nie 'n manuskrip van die oorspronklike skrywers van enige gedeelte van die Ou of die Nuwe Testament nie. So ek kan nie vandag hierso nou vir julle 'n papirus uitruk met Paulus se handskrif op nie. Daar bestaan nie meer van die oorspronklike skrywers se manuskripte nie. Maar ons het duisende gedeeltes van gekopieerde manuskripte wat vandag nog bestaan. Maar nou besef ek ook, jy kan dalk nou sê, maar is dit geloofwaardig? As iets 'n kopie is, beteken nie dit dalk ergens foute ingekom nie. Want oor soveel jaar, daar moet seker 'n moontlikheid wees. Is jy reg vir die volgende wonderwerk?
'n Bybelgeleerde, Bernard Ram, lewer 'n kommentaar juis hieroor. Hy sê die Jode het dit bewaar soos geen ander manuskrip ooit bewaar is nie. Hoekom? Hoekom het hulle die Ou Testament, die woord van God, so bewaar? Want die Here het vir hulle opdrag gegee vir hulle voorouers. En die Here was glad nie onduidelik oor hoe akkuraat hulle moet bly by wat hy gesê het nie. Ons lees dit in Deuteronomium 4 vers 2, waar die Here vir die Israeliete sê, julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat ek julle beveel het. En hulle het 'n vrees vir die Here gehad. Hulle het sy opdragte gehou. Nou kom ons wees ook eerlik, as jy die nasie van Israel was, as jy 'n Jood was, kom ons wees eerlik, daar is sekere dinge, skandes wat hulle gedoen het, wat jy sekerlik baie graag nie wou weer genoem het nie. As jy dink aan die sondes wat hulle gepleeg het, aan regtig skandes, die feit dat hulle dit nog steeds neergeskryf het en nie weggelaat het nie, wys dat die vrees van die Here hulle gelei het. Nou, daar's talle weergawes wat bevestig dat hierdie skrifgeleerdes, hierdie mense wat die kopieë gemaak het, die Bybelse teks met uiterste sorg oorgeskryf het. En ek gaan vir julle 'n paar dinge noem wat vir my baie interessant was, hoe ernstig hulle was oor hoe om dit oor te skryf. So hulle het die oorspronklike gehad, en as hulle 'n kopie sou maak, het hulle dit so sorgvuldig gedoen, dat hulle aan die einde, het hulle getel, hoeveel woorde daar was in die oorspronklike, en dan het hulle weer getel, hoeveel woorde was daar in dit wat hulle oorgeskryf het. Hulle het nog verder gegaan. Hulle het gaan tel, hoeveel keer elke letter gebruik was in elke boek. En dit gaan oortel om te kyk of dit nog steeds dieselfde is. Nog meer? Hulle het gaan kyk, wat is die middelste letter van die Pentateeg? En gekyk of dit ooreenstem met die oorspronklike. Hulle het selfs gaan kyk, wat is die middelste letter van die hele Ou Testament, om te kyk of dit ooreenstem. En julle moet hierso besef, hulle het so ernstig gevat, dat as jy een fout gemaak het, en onthou, hulle het nie net op bladsytjies soos hierdie geskryf nie. Dit was perkamentrolle, was boekrolle wat groot was. As daar een fout gemaak is, moes hulle daai hele boekrol weggooi, wat maande dalk gevat het om te skryf. As daar een fout was, sou hulle weggooi. Want dit was nie akkuraat nie. Nou hierdie vir my is al klaar, okay Here, die Ou Testament, akkuraat. Nou wat nog meer die akkuraatheid van die Ou Testament bevestig, is toe hulle die Dooie See perkamentrolle gevind het. Ek hoop meeste van julle het al gehoor van die Dead Sea Scrolls. Nog nie. Nou die Dooie See perkamentrolle is gevind in 1947 in grotte, en julle kan die foto sien daar, in grotte naby 'n plek wat hulle noem Qumran, naby die Dooie See. Dis hoekom die Dooie See perkamentrolle genoem word. En daar is een van die grotte waarin hulle hierdie boekrolle gevind het. So ek reg is omtrent 13 grotte waar hierdie boekrolle bewaar is. Nou hoekom is hierdie so 'n groot ding? Die Dooie See perkamentrolle bevestig presies hoe akkuraat die Ou Testamentiese skrywers die woord oorgedra en bewaar het. Nou om net om vir julle nog bietjie meer idee te gee. Hierdie boekrolle is geskryf. Hierdie manuskripte is geskryf 3 eeue voor Christus, tot en met 1 eeu na Christus. So onthou net, hulle het dit eers in 1947 ontdek, maar dit dateer terug na 3 eeue voor Christus. Wat die Dooie See perkamentrolle van die oudste manuskripte maak wat ons vandag het. En julle sal sien ook, as julle julle Bybels lees, onderaan sal daar dikwels, veral in die Afrikaans 2020 vertaling, sal julle sien onder in die voetnota, sal hulle sê, hierdie word bevestig deur die Dooie See boekrolle. Want dit is die oudste manuskripte wat ons het, en die boekrolle wat hulle gevind het, sluit in 'n hele boek van Jesaja, amper 2 volledige boeke van Jesaja. En dan is daar duisende fragmente van elke boek van die Ou Testament wat daar gevind is, behalwe vir Ester.
So die dooie see, ons het al klaar manuskripte gehad van elke boek in die Ou Testament. Hier kom ons in 1947 en die dooie see perkamentrolle bevestig dat die woord van God wat ons vandag het, nog steeds dieselfde is. Iets wat 3 eeue voor Christus geskryf is. Nog meer akkuraat, hierdie boekrolle word woord vir woord is hulle identies met die ou Hebreëse Bybel, die Ou Testament. 95% akkuraat. Maar nou mag jy dalk vir my sê, ja maar 5%. Dit beteken ons 5% wat heeltemal dalk 'n ander betekenis kan hê. Nee. Daai 5% het Bybelkenners en selfs mense wat letterkundige goed studeer het, bewys dat daai 5% variasie het te doen gehad met duidelike skryffoute of klein spelfoute. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Die woord color in Engels. Die Amerikaners skryf dit sonder 'n u. Die Engelse skryf dit met 'n u. Verander dit die betekenis? Is daar enige verwarring oor wat ek sê as ek sê color? Nee. Dit is die klein variasies, 5% wat daar was in die dooie see perkamentrolle. So, die dooie see perkamentrolle verskaf onbetwisbare bewyse dat die teks van die Ou Testament in 2000 jaar nie verander het nie. In 2000 jaar het dit nie verander nie. So jy kan weet, as jy die Ou Testament lees, dis akkuraat. Nou die Ou Testament, wie weet hoeveel boeke is daar in die Ou Testament? So 66 boeke in die Bybel is, hoeveel is daar in die Ou Testament? 39, ek hoop julle onthou al hierdie dinge vandag. Ek gaan volgende week 'n vasvra doen. 39 boeke in die Ou Testament en is oor 'n tydperk van omtrent 1000 jaar geskryf. En die Ou Testament is oorspronklik in Hebreëus geskryf. Daar is enkele gedeeltes in Ezra, in Jeremia en Daniël wat in Aramees geskryf is. Maar dit is so eners met Hebreëus, dit kom baie met Hebreëus ooreen. En wat julle ook moet weet is die Ou Testament was die Bybel wat Jesus, Paulus en die vroeë kerk gebruik en aangehaal het. Soos wat ons vandag sal sê, hierdie is ons Bybel, die Ou Testament was die Bybel vir Jesus. Hy het hoeveel keer aangehaal. Ek bedoel, hy het self in die tempel en hy het Jesaja oopgemaak. En ons lees van 'n plek waar Paulus self getuig oor die autoriteit van die Ou Testament. En ons lees dit in Handelinge 24 vers 14. Hy sê, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg, wat hulle 'n sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo, wat in die wet en in die profete geskryf is. Nou, volgende keer as jy die Nuwe Testament lees, elke plek waar Jesus of iemand anders praat van die wet en profete, of Moses en die profete, verwys hulle terug na die Ou Testament toe. Moses of die wet verwys na die eerste 5 boeke in die Ou Testament, ons noem dit die Pentateeg, dis waar die wet deurgegee word, en dan die res van die boeke is deur profete geskryf. So hulle sê actually, so hulle verwys na die Ou Testament. Nou terwyl ons nou oor die Nuwe Testament begin praat, maar voor ons nou daar kom, glo almal daarom die Ou Testament is akkuraat. Ek voel ek het geen twyfel daaroor nie. Kom ons gaan na die Nuwe Testament toe. Hoeveel boeke in die Nuwe Testament? Die van julle wat nou wiskundig aangelees, gaan vinnig, 66 minus 39 is hoeveel? Dis hy. 27 boeke in die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament is geskryf deur ongeveer 9 verskillende skrywers. En wat ek wel belangrik is om hier te sê, is dat die evangelie, so dis die eerste 4 boeke, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en meeste van Paulus se briewe, is al klaar teen die einde van die eerste eeu, was al klaar as gesaghebbend beskou. Dit was nie iets wat deur ons besluit is, of die kerk besluit is nie, dit was al teen die einde van die eerste eeu, het die evangelies, en dit was al klaar geskryf, die briewe van Paulus, was al klaar besig om te sirkuleer, en mense het al klaar aanvaar as gesaghebbend. Nou Jesus en die mense van sy tyd, net vir interessantheid onthaalwe, hulle het meer as een taal gepraat. Okay, dis nie net soos Engelse mense of Afrikaanse mense wat net 1 of 2 tale kan praat nie. Daar was 3 tale wat prominent was. Aramees was die spreektaal wat almal gebruik het in hulle daaglikse
lewe, met hulle interaksies met mekaar, het hulle Aramees gepraat. Dan Hebreëus was meer vir die godsdienstige lewe uitgekies. So hulle sou Hebreëus gepraat het wanneer gekom het in aanbidding of in skriflesing. En dan die derde taal was die een van die Romeinse ryk, Grieks. En so dit is heel waarskynlik dat Jesus al oor die tale obviously kon praat en dat hy Grieks kon praat, soos wat ons sien in die gesprek wat hy gehad het met 'n Grieks sprekende Sirofenisiese vrou in Markus 7. En dit is nogals lekker om te dink, Jesus, ek wonder, hy kon seker al die tale gepraat het, mens weet nie. Maar is lekker om te weet, hy het met mense interaksies gehad en hy kon met hulle praat in die taal wat hulle verstaan het. Nou, die Nuwe Testament, julle weet seker teen hierdie tyd, was oorspronklik in Grieks geskryf. En dit was al die boeke was omtrent nog geskryf voor die einde van die 1ste eeu. En eers daarna het ons die Nuwe Testament in 5 afdelings ingedeel, om dit vir ons makliker te maak. Die eerste afdeling is die evangelie. So ek praat oor hierdie basiese dinge, want baie keer praat ons oor die evangelie, of die gospel, en mense weet nie waartoe dit verwys nie. Dit verwys gewoonlik na die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Want dit vertel van Jesus se tyd op aarde. Dit vertel van sy bediening op aarde. Die tweede afdeling, Handelinge, staan alleen. Want dit praat oor die handelinge van die eerste volgelinge, van die vroeë kerk, en die opdrag wat hulle gekry het van Jesus om uit te gaan en disippels te maak. Die derde afdeling is Paulus se briewe wat hy geskryf het. Nou, dit is redelik bekend dat hy die spreekbuis was van die vroeë kerk. So dit is hoekom hy ook die meeste van die Nuwe Testament geskryf het. Die vierde afdeling is die algemene sendbriewe. Dit is die boeke wat ons vind meer aan die einde van die Nuwe Testament. Johannes en Petrus en Judas, daai boeke word verwys na die sendbriewe. En dan het ons die apokaliptiese, profetiese boek waarmee die Nuwe Testament eindig. En dit is Openbaring. En dit is waaruit die Nuwe Testament bestaan. So nou is die vraag, is die Nuwe Testament nog akkuraat? Nog 'n wonderwerk vir my. Daar is meer as 24,000 manuskripte van die Nuwe Testament wat in Grieks, Latyns en in ander tale vandag nog bestaan. En al die manuskripte is, of meeste van die manuskripte is geskryf binne 'n paar dekades nadat die apostoliese skrywers het geskryf het. Nou jy sit ook daar en jy sê, okay, wat beteken dit vir my? 24,000 manuskripte, dit klink baie, paar dekades, great. Maar kom ek vergelyk dit gou vir julle, né? Want jy sal nie sommer mense vandag hoor wat twyfel oor geskiedkundige of historiese boeke nie, né? Het jy ooit iemand gehoor wat sê, ja nee, ek glo nie wat in die geskiedenisboeke staan nie? Nee, ons twyfel glad nie oor geskiedenis nie, maar ons twyfel in die Bybel. Kom ek vergelyk gou die twee vir julle. Onthou, hoeveel manuskripte is daar van die Nuwe Testament? 24,000 verskillende tale binne 'n paar dekades geskryf na die oorspronklike skrywers. In vergelyking bestaan daar omtrent net tussen 10 en 20 afskrifte van skrywes wat byvoorbeeld gemaak is deur Julius Caesar. 'n Romeinse geskiedkundige Tacitus. 'n Griekse geskiedkundige Herodotus. Tussen 10 en 20 afskrifte van historiese goed wat geskryf is. En daai goeders is eers kopieë van gemaak omtrent 1000 jaar nadat die oorspronklik is geskryf is. So waarteen moet ek eintlik oor twyfel? Oor die Bybel? Of oor wat in my geskiedenisboeke staan? Daar's 'n rede hoekom hulle sê history are told by the winners. Want hierdie wys vir my 24,000 manuskripte wat die Nuwe Testament bevestig oor en oor in verskillende tale, maar tussen 10 en 20 afskrifte van wat ons as feite beskou uit geskiedenis. So in vergelyking met die Nuwe Testament het geen ander dokument uit die antieke wêreld so 'n rykdom van materiaal agtergelaat wat die betroue oordrag van die teks aangeteken het nie.
Die Bybel staan uit, selfs bo geskiedenisboeke. Nou behalwe vir al die beskikbare manuskripte wat ons het die vroeë kerkskrywers en die vroeë kerkleiers die Nuwe Testament so breedvoerig aangehaal, dat ons die hele Nuwe Testament aan mekaar kan sit uit ander bronne uit. Gaan dit weer sê, julle? Nie net het ons manuskripte van die Nuwe Testament nie, maar die vroeë kerk het soveel gepraat oor die Nuwe Testament, dat ons uit ander bronne die hele Nuwe Testament weer kan oorskryf. En dit laat my wonder, praat ons so baie oor die Bybel? As mense 'n boek moes skryf oor die Nuwe Testament, net van die woorde wat uit jou mond uitkom, hoeveel versies sal hulle kan neerskryf? 1? 2? Nou hierdie los by my geen twyfel oor die akkuraatheid van die Nuwe Testament nie. Selfs geskiedenis bevestig die akkuraatheid van sy woord. Die geskiedkundige feite wys dat die Bybel vir duisende jare bewaar en akkuraat oorgedra is en bewaar is. Ten spyte van die feit hoeveel aanslae daar was op die Bybel oor jare. As jy dink hoeveel keer hulle die Bybelboeke wou vernietig het, dit wou verbrand het, dit wou verdraai het. Maar ten spyte van dit het God se woord standvastig gebly. En die feit dat ons nog hierdie voortgesette bestaan van hierdie Bybel het, is vir my die sterkste bewys dat 1 Petrus 1 vers 25 vandag nog waar is. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. En julle, ek dank die Here vanoggend dat hy nie net die Alfa en Omega is nie, maar dat sy woord was in die begin volgens Johannes 1 en volgens 1 Petrus 1 vers 25 sal dit tot in ewigheid bly staan. En ek hoop daar is vanoggend 'n vuur in jou aangesteek, julle, want ons weet te min van hierdie Bybel. Dis hierdie Bybel wat ons lewens moet transformeer. Maar as ons nie eers dit as gesaghebbend beskou nie, hoe kan dit ons verander? En dit is my gebed vanoggend, julle, dat ons 'n vuur weer sal kry om te besef, soos Napoleon Bonaparte gesê het, hierdie is nie net 'n boek nie, maar is 'n lewende realiteit wat enige iets kan oorwin wat dit teenstaan. En hy getuig dit oor die jare. En ek wonder of ons nie net vanoggend vir 'n paar oomblikke vir die Here kan dankie sê vir hierdie woord nie. En ek wil regtig vra of daar waar jy is, in jou eie woorde sê vir die Here, Here, dankie dat U vir my 'n maatstaf gelos het. Here, dankie dat ek 'n standaard het volgens wat ek my lewe kan rig. U woord sê dat U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. En Here, ek is jammer vir waar in die verlede ek nie hierdie woord ernstig opgevat het nie. Here, ek is jammer vir hoeveel kere wat ek dalk nie respek getoon het vir U woord nie, wat ek maar net gedink het, dit is nog 'n boek. Here, ek wil jammer sê vir die hoeveelheid Bybels wat in huise lê en besig is om stof op te gader. Ek wil jammer sê vanoggend, Here. Mag ons vandag weer 'n vuur in ons aangesteek om te besef, Here, hierdie is die woord van God wat lewens transformeer. Hierdie is die woord van God wat meer autoriteit het as enige teksboek, as enige geskiedkundige boek. Here, dankie vir U woord. U het nog nooit nodig gehad dat ons moet bewys dat die boek die woord van God is nie, maar Here, dankie dat U geskiedkundige feite, dankie dat U mense, dankie dat U argeologiese opdekkings, opgrawings gebruik om net te bevestig dat die woord van God sal bly staan tot in ewigheid. Dankie vir hierdie akkuraatheid van die woord, Here. Dankie dat ons nie soos in ander lande moet stukkies uit die Bybel uitskeer en dit net daai een stukkie bewaar nie, maar dankie dat ons toegang het tot die hele woord van God. Maar Here, mag ons U woord so verslind soos wat ons 'n stuk brood verslind wanneer iemand honger is.
Here, en ek wil vanoggend, namens almal wat saam met my dit wil bely vanoggend, jammer dat ons hierdie woord van God vanselfsprekend gevat het. Jammer dat die westerse beskawing die autoriteit eintlik gestrip het van die woord in ons lewens, die autoriteit in ons lewens gestrip het. Jammer, Here, dat ons nie toegelaat het dat die woord 'n deel word van ons lewens nie. En Here, ek wil vra dat die woord van God elke voetstap sal rig van vandag voor. Waar ons elke keer, Vader, wanneer ons voor 'n besluit staan, dat ons sal weet, U woord het alreeds die antwoord. Dankie, Here, vir U woord. En ons bid dit in die naam van Jesus, die woord wat van die begin af daar was. Jesus, dankie. Amen.